Geografie graad 10, hoofstuk 2, eenheid 8. Verskillende soorte plaatgrense, verwante prosesse en landvorme. Die energie wat vrygestel word wanneer die tektoniese plate beweeg, is langs plaatgrense gekonsentreer. Dit is op hierdie plekke wat ons die gevolge van die bewegings van die aarde kan sien. 8.1 Verskillende soorte plaatgrense. Kyk weer na die kaart van die tektoniese plate in figuur 3.35 op bladsy 155. Die pyltjies dui aan dat die plate by sommige plaatgrense nader aan mekaar begin beweeg. Dit word konvergente plaatgrense genoem. By ander plaatgrense sprei die plate uit en begin dus van mekaar al wegbeweeg. Ons noem dit divergente plaatgrense. Ander plate skuif by mekaar verby en word passiewe plaatgrense genoem. Die 3 verskillende soorte plaatgrense kom voor as gevolg van konvergensie, divergensie of passiewe beweging. Figuur 3.36 toon hierdie prosesse aan. Figuur 3.36 Verskillende soorte plaatgrense. Aktiwiteit 10 Ontleed plaatgrense in diagramme en op 'n kaart. 1. Identifiseer watter van die 3 diagramme A, B en C in figuur 3.36 voorkom. 1.1 Konvergent, 1.2 Divergent, 1.3 Passief. 2. Gebruik figuur 3.35 op bladsy 155 om die volgende te identifiseer. 2.1 2 divergente plaatgrense. 2.2 'n konvergente plaatgrens waarop 'n oseaanplaat en 'n kontinentale plaat voorkom. 2.3 'n konvergente plaatgrens waarop 2 kontinentale plate voorkom. 2.4 'n passiewe of transversale plaatgrens. 8.2 Landvorme wat met verskillende plaatgrense geassosieer word. Verskillende plaatgrense het verskillende landvorme tot gevolg. Plooiingsgebergtes. Plooiingsgebergtes ontstaan gewoonlik allangs konvergente plaatgrense tussen 2 kontinentale plate of 'n kontinentale plaat en 'n oseaanplaat. Diagram C in figuur 3.36 toon dat wanneer 2 plate bots, die diep gelaagde afsettingsgesteentes wat tussen hulle afgeset is, geplooi en opgelig word. So ontstaan plooiingsgebergtes. Jy sal in hoofstuk 3 van hierdie onderwerp meer oor plooiingsgebergtes leer. Seevloerverbreiding en mid-oseaanriwe. Mid-oseaanriwe kom allangs divergente plaatgrense tussen 2 oseaanplate voor. Die 2 plate trek van mekaar af weg en soos magma opstyg en op die oppervlak stol, word nuwe grond tussen die plate geskep. Omdat nuwe grond op die oseaanbodem ontwikkel, word daar soms na hierdie proses verwys as seevloerverbreiding. Ons kan ook die plaatgrense konstruktiewe plaatgrense noem. Die diagram van die Mid-Atlantiese Rif in figuur 3.37 toon 'n voorbeeld van hierdie proses. Figuur 3.37 Dwarsprofiel van die wes na oos deur die Mid-Atlantiese Rif. Noord-Amerikaanse vasteland, Mid-Atlantiese Rif, Europese vasteland, Atlantiese Oseaan, Noord-Amerikaanse plaat, vulkaniese eilande, Eurasiese plaat, seevlak. Plate beweeg uit magma styg vanaf die mantel deur die plaatgrens tot by die oseaankors. Vulkane ontstaan meestal met pieke onder seevlak, maar sommige met pieke bo seevlak. Vulkane met pieke bo seevlak is vulkaniese eilande, soos die Azores. Die vulkane vorm 'n breë landstrook bekend as die Mid-Atlantiese Rif. Naarmate al hoe meer magma na die oppervlak beweeg, word die Mid-Atlantiese Rif breër. Dit veroorsaak dat die vastelande Suid-Amerika en Afrika en die vasteland Noord-Amerika en Europa wegbeweeg van mekaar. Aktiwiteit 11. Identifiseer mid-oseaanriwe op kaarte. 1. Kyk weer na die kaart van die tektoniese plate op figuur 3.35 op bladsy 155.
1.1 Identifiseer 'n ander mid-oseaanrif as die Mid-Atlantiese rif. 1.2 Watter kontinente word deur hierdie rif van mekaar weggestoot? 2. Gebruik 'n atlas vir die fisiese kenmerke op 'n wêreldkaart toon. 2.1 Soek die posisie van die Mid-Atlantiese rif. Jy sal verskeie vulkaniese eilande langs Mid-Atlantiese rif opmerk. Noem 2 van hierdie eilande. 2.2 Soek die Mid-Oseaanrif wat jy in vraag 1 geïdentifiseer het. Wat is die naam van hierdie rif? 3. Verduidelik waarom ons somtyds na plaatgrense langs die Mid-Oseaanriwe verwys as konstruktiewe plaatgrense. Oseaantroë. Oseaantroë ontstaan al langs konvergente plaatgrens waar 'n oseaanplaat met 'n kontinentale plaat bots. Die oseaanplaat bestaan uit digter gesteentes en skuif dus onder die kontinentale plaat in. Dit wil sê subduksie vind plaas. Dit laat 'n diep trog in die seebodem ontstaan, al langs die subduksiesone. Aangesien grond onder die subduksiesone verlore gaan, noem ons hierdie soort plaat 'n destruktiewe plaatgrens. Figuur 3.38 toon hierdie verskillende kenmerke aan. Figuur 3.38 Oseaantroë kom langs konvergente plaatgrense voor. Subduksiesone, kontinentale plaat, trog, oseaanplaat. Aktiwiteit 12. Identifiseer subduksiesones en oseaantroë op 'n kaart en diagram. 1. Gebruik figuur 3.38 om hierdie vrae te beantwoord. 1.1 Wat gebeur met die oseaanplaat wat onder die kontinentale plaat inbeweeg? 1.2 Waarom ontstaan vulkane langs die subduksiesone? 2. Gebruik figuur 3.35 op bladsy 155 om jou te help om die volgende vrae te beantwoord. 2.1 Identifiseer 3 plaatgrense waar dit baie waarskynlik is om oseaantroë aan te tref. 2.2 Noem vir elke plaatgrens die plaat wat nader beweeg en identifiseer die oseaanplaat sowel as die kontinentale plaat. 3. Verduidelik waarom hierdie soort plaatgrens deur destruktiewe plaatgrense genoem word. Sleutelvrae. Watter verskillende soorte plaatgrense kom voor? Watter prosesse en landforme word met die verskillende plaatgrense verbind? Sleutelwoorde. Konvergente plaatgrens is 'n plaatgrens waar plate nader aan mekaar beweeg. Divergente plaatgrens is 'n plaatgrens waar plate van mekaar af weg beweeg. Passiewe of transversale plaatgrens is 'n plaatgrens waar plate verby mekaar gly. Sleutelwoord: konstruktiewe plaatgrens, 'n plaatgrens waar nuwe grond gevorm word. Geofeit: die diepste oseaantrog in die wêreld is die Mariana-trog in die Stille Oseaan. Hierdie trog is 11.034 meter diep, wat dieper is as wat die Everest hoog is. Sleutelwoorde: destruktiewe plaatgrens is 'n plaatgrens waar grond vernietig word. Subduksiesone, 'n dieptrog waar die oseaanvloer waar 'n oseaanplaat onderlangs 'n plaatgrens ingetrek word.